And if I have to offend you for the gospel of Jesus Christ, gaan ek dit doen. So, weet net dat ons doen dit uit liefdeheid, so Goeiemiddag almal, ek is Steven Chandler en welkom by nog 'n SoftTube video. Ek wil vir julle vandag 'n awesome boodskap bring en ek dink dit is ook 'n belangrike boodskap vir almal daar buitekant, of jy 'n pastoor is, of jy 'n bishop is, of jy net 'n disipel is van Jesus Christus en of jy 'n evangelis is. Maar spesifiek is hierdie woord vir al die mense daar buitekant wat besig is met mense, wat besig is om disipels te maak van Jesus Christus, wat besig is om uit te gaan en mense aan te raak, en nie hoe aan te raak, en hulle harte aan te raak, en hierdie volgende getuienis kom by my op, en dit was nie van plan om deel te wees van hierdie hele video nie, maar kom nou by my op. Ek was eergister by Douglas gewees, en ek het met 'n ouetjie gepraat, en hy het gesê, hy gaan vir sy rekenaarklas, en ek sê vir hom, ek hou daarvan om altyd 'n saadjie te gooi en net te sê, maar jy moet jou Bybel leer. En hy sê, nee, my Bybel ken ek, man, my Bybel ken ek. Ek sê vir hom, wat staan in Matteus 28 vers 19? Hy sê, nee, joh, hy weet nie. Ek sê Johannes 3 vers 3, hy sê, nee, hy het nie idee nie. Maar soos wat ek vir hom sê, skryf hy op sy hand neer die verse. Ek sê Romeine 1 vers 16, hy sê, hy weet nie. En ek sê vir hom, Johannes 3 vers 16, hy sê, nee, hy weet nie. Ek sê, maar hoe ken jy jou Bybel as jy nie daai verse ken nie? Dit is tog van die belangrikstes. Ek sê vir my, het jy al jou hart vir Jesus? Hy sê, nee, hy het nie. En hy is na die CAT klas toe, en dis CAT klas, rekenaarklas vir die mense daar buitekant wat wonder. Hy gaan na die klas toe, en ek is besig in Douglas, ek is besig om te werk, en voordat ek die storie verder mee aangaan, gaan ek kom na die volgende boodskap toe. So baie gereeld sit ons in families of in kerke, en as daar mense is daar buitekant wat wil kwaad raak, by all means, ek gee regtig nie om as jy kwaad raak, ek is hier om maatjies te maak nie, ek is hier om disipels van Jesus Christus te maak, want die eindtyd is so naby, die einde is so naby, dit is in sig, and if I have to offend you for the gospel of Jesus Christ, gaan ek dit doen. So, weet net dat ons doen dit uit liefdeheid, so, en anyway, kom ons gaan aan met die boodskap. So, julle gaan sien hierso het ek 2 blikkies, een is Sprite, een is Fanta. So, ons almal weet Sprite is lemon lime flavor, so dis wit kleur, deurskynende kleur, dit lyk amper soos water met gas. Fanta orange flavor is oranje, koeldrankie. So, ek wil met julle deel die volgende. So, ek gaan so maak. Ek gaan nou hierdie blikkie neersit. Dan gaan hierdie blikkie neersit. OK. Ek gaan eers met die Sprite begin en ek gaan hom weer optel. Weet julle wat? Ek gaan hom daar gooi. En ek gaan hom optel. Ek gaan hom vat en ek gaan hom afvee en ek gaan hom mooi hanteer. En ek gaan mooi na hom kyk en ek gaan hom liefde gee. En hy krap merkies nou van die val en elke ding en daar laat val ek hom weer, maar ek tel hom en die volgende ou kom en hy tel hom op. En jy begin die prentjie kry, hierdie is 'n persoon wat ons almal hanteer, 'n disipel hanteer hom, 'n pastoor hanteer hom, 'n dominee hanteer hom, 'n evangelis hanteer hom en ons hanteer hierdie ou. En iemand kom en sê, ja maar, ons skit jou, want die Here, ons moet jou skit en jy moet verander vir die Here en die Here gaan jou change en maar die groot eind van die storie is, op die ou eind van die dag, as jy hierdie blikkie gaan oopmaak, gaan dit nog steeds Sprite wees. Het gaan nog steeds proe soos Sprite. Het gaan nog steeds Sprite wees. Daar gaan geen verandering aan die binnekant wees nie. So met dit wil ek 'n skrif met julle deel. Sorry vir die ouens daar buitekant. Ek het my foon waarop ek die notaatjie gemaak het. So
Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Die eerste skrif wat ek met julle wil deel is Johannes 8 vers 32. Then you will know the truth and the truth will set you free. Saam met dit gaan ek Matteus 23 vers 26 gee. Blind Pharisees first clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. Ek gaan daai skriffies vir julle gee. Hoekom het die Sprite gebly? Want ons kan die persoon gaan polish aan die buitekant, maar as hy die leuen van die duiwel glo, gaan die binnekant nog dieselfde bly. Jy kan nie 'n persoon se uiterlik verander nie. As jy 'n lang neus het, het jy 'n lang neus. As jy skewe tande het, al wat jy kan doen is jy kan draadjies kry, seker maar. Maar jy kan nie, as jy 'n leuen nog glo, vrykom nie. So op dit, hoekom is van ons nog in bondage? Hoekom het van ons nog nie daai ontmoeting met Jesus Christus gekry nie? Want ons glo nog 'n leuen van Satan. So die Here kan ons nie vrymaak nie, want daar's nog 'n leuen betrokke. Want die Here sê, die waarheid sal jou vrymaak. So iewers is daar nog 'n leuen betrokke. Dit vat ons oor na die ouetjie van Douglas toe. Ek gaan sommer sê hy is die Fanta blikkie. So om verder aan te gaan met die storie en die ouetjie kom toe nou terug van die klas af, rekenaarklas af, en ek klim in die kar en ek is op pad om te ry. Ek het al my goed opgeslaan, klim in die kar en ek wil net ry en hy fluit vir my en ek kom na die kar toe en hy sê, hy het regtig gedink aan wat ek vir hom gesê het. Jy sien, ek het hom nie gevleuel met woordjies en gedink, as hierdie ou kan vir my tiendes gee en hierdie ou kan vir my geld gee en ek moet op uitreikings gaan, ek kort 'n geldjie en ek moet nou ver ry, ek wil vir my lekker burger koop langs die pad, kom ek gooi hierdie ou met lekker mooi woorde, maar ek het hom die waarheid gegee. Ek het vir hom gesê, in sy kultuur, glo hulle, as jy nog rook en as jy nog drink en as jy nog hoer en as jy nog dit en dit en dit en dit, jy moet eers ophou voordat jy die Here mag aanneem. Jy moet eers heel reg wees voordat jy hom mag aanneem. Dit is 'n absolute leuen wat hy geglo het. Dit is 'n absolute bogstorie. Maar hy kom na my toe en hy sê, Steven, jy het vir my iets vertel wat regtig my aangeraak het. Jy het vir my iets vertel wat my regtig laat dink het. En ek wil regtig die Here aanneem. Nou ek glo Matteus 28 vers 19, die hele skrif, nie net die helfte van die skrifie. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en dan stop die pastoor met daai skrif net daar. Maar daar is nog 'n stukkie wat ons uitlos. En leer hulle om hierdie dinge te onderhou. So ek het met 'n doel vir hierdie ouetjie gesê, luister hier, ek wil jou na die Here toe lei, maar ek gaan nie. Wil jy regtig die Here aanneem? Hy sê, ja, ek wil. Ek sê, gaan na jou pastoor toe. En toe sê ek vir hom, ek wil nie snaaks sê, die rede hoekom ek jou nie na die Here toe wil lei nie is, want ek kan nie elke dag by jou wees om jou te teach nie. Ek kan nie elke dag by jou wees om jou te leer nie. Bly jy naby jou pastoor? Ja, ek bly naby my pastoor. En ek kyk hierdie ouetjie luister so aandagtig en hy's op hierdie mission, hy's op soek na die Here. Hy soek hierdie wat ek vir hom gegee het, die waarheid wat ek hom gegee het van Jesus Christus, die evangelie van God. Luister hy na en ek sê vir hom, gaan na jou pastoor toe vanaand. Hier is my selfoonnommer. Bel my as jy by jou pastoor is. Sê hy moet jou na die Here toe lei, maar sê vir hom, 'n evangelis was vandag by jou en hy het gesê, as julle my na die Here toe lei, moet julle my leer en julle moet vir my die skrif wys en leer en al hierdie dinge wat ek moet onderhou. Hy vat my nommer. Hy sê in die skrif te staan op sy hand soos wat ek vir hom skrif gegee het en hy gaan en hy sê ek gaan dit gaan doen. Hy bel my toe nou nie die aand nie.
Maar die volgende oggend sien ek kry 'n oproep van die werk af, sy besigheid. Dis nou nie die ou se besigheid, hy werk by die besigheid en hy bel my. Ek sê, "Jesus, hoe kan ek julle help vandag?" Hy sê, "Steven," ek sê, "Yes." Hy sê, "Ek het dit gedoen." En jy sien die oomblik toe hy dit vir my sê, toe maak hy blikkie Fanta oop. En hy sê, "Ek het na my pastoor toe gisteraan gegaan. En ek het vir hom gesê, ek wil my hart vir Jesus Christus gee. Maar nie net dit nie. Julle moet my leer om die waarheid te onderhou. En weet jy wat? Dadelik het sy Fanta verander. Hy is nie meer dieselfde van binnekant af nie. Want sy binneste was aangeraak. Hy het die waarheid van Jesus Christus gekry en die verandering het binnekant gebeur. En as die verandering binnekant gebeur, gaan dit van self buitekant toe oorloop, want as hy oorloop van Jesus Christus, gaan hy verander. Dit is die woord wat ek vandag vir julle wil gee. Ons moet ophou, laat soveel mense deur ons hande gaan, en al wat ons sien is geld, en al wat ons sien is geleenthede, en al wat ons sien as leiers van die kerk is manipulasie. Hoe kan ons iets uit hom uitkry? Maar in plaas van om hom te verander aan die buitekant, raak hom aan sy binnekant. Laat hy 'n ware ontmoeting met Jesus Christus kan hê. Jy gaan nie 'n persoon verander aan die buitekant nie. Die enigste rede hoe jy hom gaan verander is as jy hom aanraak, laat die content aan die binnekant ietsie anders te raak. En dan sal God hom vul en oorloop en die pad saam met hom stap. Maar ek los vandag hierdie vraag by die pastore daar buitekant, by die dominees, by die bishops, die profete, almal met hierdie verskriklike ampe. Hoeveel mense het jy al regtig binnekant aangeraak? Laat hierdie persoon ontmoeting met Jesus Christus het, in plaas van om na sy buitekant te kyk. Het julle sy binneste al aangeraak of nie? En as julle nie het nie, moet julle weer gaan kyk na julle gameplan. Want dit is maklik om net met iemand te chat en deur hande te laat gaan. En daai ou kom by die hemel. En dan sit ons eendag by die koninkryk van Jesus Christus se tafel en daar's 'n oop stoel. En Jesus gaan, dan gaan jy vir Jesus vra, maar hoekom is daai seat oop? Wie moes daar gesit het? Dan gaan Jesus sê, onthou jy daai ou wat die hele kerk deur was en almal met hom gepraat het en geld het hom uit gekry het. En niemand die waarheid met hom gedeel het nie. Hy moes hier gesit het. Dit gaan skrikwekkend wees as dit moet gebeur. So ek urge almal daar buitekant, of jy disipel is en of jy net 'n pleinweg Jesus se werk doen. Raak mense se binneste aan. Vergeet van die buiteste. Wie weet, dalk praat jy net eendag met 'n engel en jy weet dit nie eers nie. Jesus like julle, asseblief gaan kyk al die ander video's op SoftTube, gaan 'n bietjie, hoe noem my vrou sê ons my spiral. Gaan spiral 'n bietjie op SoftTube, gaan kyk die getuienisse, gaan kyk die video's, like, share en subscribe en daar's nog vele meer om te kom. Dankie almal. Hê 'n lekker dag in die Here. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op die Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën.
ek net kom sê van waar af ek kom. Die lewe was swaar geweest vir my so hele rukkie terug voordat ek die Here ontmoet het. En ek kom uit 'n wille plek uit waar dwelms, prostitusie, drank, klomp goed aangegaan het en ek was vir 4 jaar gevang in die plek waar mense hulle eie kinders verkoop, waar mense mekaar seermaak. Ek het gesien hoe mense mekaar stenig voor my oë, hoe mense mekaar steek en skiet. En vir 4 jaar was ek vasgevang in die hele groot syndikaat en netwerk waar mense hulle werke gehad het om gedoen te word en ek was deel van daai werke. Ek het gesukkel om uit dit uit te kom, verslaaf vir 4 jaar en dit is nie hoekom ek vandag hier is om met jou te gesels oor waar ek vandaan kom nie. Maar ek wil met jou gesels om te sê waar die Here my kom uithaal het. Ek het 'n verhouding begin en die girl was verskriklik belangrik in my lewe. Dit was die eerste ordentlike verhouding wat ek gehad het met 'n opregte mens wat regtig goeie intensies vir my gehad het. Haar ma, haar pa, hulle almal wou die beste van my sien en ek het begin regkom van die dwelms afkom en weer geval. Ek het haar weggesmy om dwelms te gaan doen en sy het 'n baie belangrike doel in my lewe gehad en 'n baie belangrike rol gespeel in my lewe. En sy het regtig baie vir my beteken, maar die dwelms het meer beteken en ek het dit vir haar gesê. Nie in daai direkte woorde nie, maar ek het vir haar gesê dat ons nie meer kan werk nie want ek is besig om 'n pad af te stap wat ek haar nie wil blootstel aan nie. En sy sal seker die kyk en sy sal die waarheid ken vandag. En dit is die groot rede hoekom ek haar gelos het, is want die dwelms was belangriker vir my. En dit was vir my moeilik geweest, maar steeds het sy my bygestaan. Steeds het ek, terwyl ek op straat beland het ek na haar toe gegaan en ek het regtig by haar gaan vra vir kos. Nou en dan het hulle my toegelaat om 'n pad te vat. En sy was altyd ondersteunend met my en sy was altyd daar vir my. Sy het my so bad gesien dat ek in asblikke gegrou. Die een dag het ek in 'n asblik gegrou en hulle het langs my gestop. Dit was voor hulle flats. En sy het my nie eens herken nie. Daai dag het ek besef dat ek 'n verandering in my lewe moet maak. Hulle het gesien dat ek nie gaan verander nie en toe stoot hulle my weg vir 'n rukkie om te sê dat hulle gaan my nie meer help as ek myself nie wil help nie. In elk geval, so het die Here my gered. Ek het 'n hele lang pad gestap na genesing toe. En ek is op die huidige oomblik by School of Fire waar ek gebeurtenisse gesien het wat nog nooit tevore gesien is in my lewe nie. Ek is besig om te studeer om 'n pastoor te word, sendeling, evangelis. En my lewe het drasties verander so 'n jaar, amper 2 jaar terug, toe ek die besluit geneem het om my lewe te verander en my verlede agter te los, my kruis op te tel. Ek is nou amper 'n jaar by School of Fire, volgende maand sal ek 'n jaar by School of Fire wees en die drastiese verandering in my netheid, die drastiese verandering in my spraak, die drastiese verandering in my lewe is net verskriklik op so groot vlak dat daar net een mens is om te dank daarvoor en dis Jesus Christus. Daar is niemand anders wat ek kan dank vir dit nie. Ek het so rukkie terug op 'n uitreik gegaan en ek het die Here gevra voor die uitreik om my te gebruik in maniere wat ek nog nooit tevore gebruik is nie. Die Here het my gebruik op so groot vlak dat ek gesien het dat daar is krag in die naam van Jesus. Ek het nooit gedink ek sal ooit restaurasie of 'n wonderwerk kan doen nie, maar deur die krag van Jesus Christus het ek 'n wonderwerk gedoen in Pretoria. Ek het vir 'n oom gebid wat sy arm seer was, hy het sy arm uitgehaak 'n paar maande terug voor die uitreik en hy het gesukkel om te praat. En ek het gebid vir die oom en ek het seëninge oor sy lewe geplaas. En hy oom het my 'n drukkie gegee uit sy stoel uit en vir my gesê dankie. Dit als met 'n gebed, omdat die Here my die krag gegee het om dit te kan doen, omdat ek in hom glo, omdat ek 'n pad met hom stap,
omdat my verhouding diep is met die Here en persoonlik geraak het met die Here in die jaar wat ek hier is by School of Fire. So die Here kan jou kom red uit enige plek uit waar jy van kom. Daar is niks wat God jou nie uit kan red nie. Enige sonde wat jy al aangevang het in jou lewe, as jy bekeer en jou laat doop, en jy stap 'n persoonlike verhouding, en jy bou 'n persoonlike verhouding met God, is daar niks wat hy nie kan vergewe nie. Daar is niks wat jy nie kan doen in sy naam nie. Daar waar ook al hy is, gaan jy gaan. Ek het ook geleer om die Here se hart te soek. Want as jy sy hart soek, dan gaan sy hand volg. As jy sy hand soek, dan gee hy net bietjie. Die Here gee jou nie wat hy wil gee nie, want jy soek die verkeerde ding. Die Here gaan jou gee wat jy soek, maar nie in oorvloed nie. Ek het besef om die Here se hart te volg. Dit bring vir jou seëninge in oorvloed, sy hand is in oorvloed. Hy gee vir jou meer as wat jy kan vra voor. Die Here het my so geseën dat ek in die afgelope jaar en 8 maande nog nie een van my eie besluite geneem het nie. Elke liewe besluit wat ek gevat het is op die Here se genade, is op die Here se wil, is in die Here se wil. Elke keuse wat ek neem, vra ek eers, Here, is die van U, is die wat U wil hê. Ek het nooit gedink ek sal 'n jaar spandeer by School of Fire nie. Die eerste 3 maande wat ek hier was, het ek gedink, Jessie, ek wil net verdwyn. Ek wil nie hier wees nie, dit is regtig moeilik. Maar School of Fire se mense het al so diep in my hart geklim, dat ek dink dit gaan moeilik wees om te gaan, die dag wat die Here my stuur om te gaan. So ek moedig aan die wat kyk, moenie huiwer nie, moenie twyfel wat in jou verlede gebeur het nie. Die Here is als in staat. Met die Here is als moontlik vir jou. Jy kan nie vra vir 'n beter pa nie. Ek is ook sonder 'n pa gebore. Ek is nie sonder 'n pa gebore nie, maar ek het nie 'n pa geken toe ek groot word nie. My ma was 'n enkel ma van 3 kinders. En dit was moeilike lewe, man. Maar ek gebruik daai moeilike tye om my te maak wie ek is vandag. Ek gebruik dit om mense te bemoedig vir waartoe ek gaan. En die Here se genade is net groot in my lewe. Die wonderwerke wat hy my gaan laat doen en nog moet doen. Ek meen, ons gaan nou binnekort in Oktober somewhere gaan ons dalk 153 kilos loop en die evangelie verkondig. Ek en 'n groep mense, ons weet nog nie waar nie, maar ons weet ons gaan 153 kilos loop en die evangelie verkondig. So dit is 'n groot stap in my lewe waar ek baie groot dinge vir Jesus gaan doen, waar ek 'n wil gekry het om die Here te volg met alles. Ek dien die Here ten volle. En ek begin nou 'n media presence bou, want dit is 'n maklike manier om meer as een mens te bereik, meer as een mens te bemoedig. Ons doen lesings en dit is ironies hoe die Here werk. Ek het sopas vanoggend begin met 'n lesing wat sê media opvoeding. En dit is basies wat verduidelik dat gebruik die tegnologie wat tot jou beskikking is vir die koninkryk van God. Moenie gaan staan en pornografie kyk nie. Moenie gaan staan en mense uitbuit nie. Moenie gaan staan en scams opsit nie. Sit liewerste Christelike content op YouTube. Sit liewerste Christelike content op Facebook, op Instagram, op wat ook al daar is. Waar ook al jy kan, gaan wen siele vir God op die tegnologie wat jy het. Die Here is groot, die Here het nie 'n limiet nie. So ek bemoedig julle almal aan om regtig julle kant te bring. Want die oes is groot en die arbeiders is min. Ons kort arbeiders in die veld, ons kort sendelinge daar buite. Daar is mense wat nog nie eens gehoor het van Jesus Christus nie. Daar is mense wat regtig 'n honger het, 'n leente het in hulle hart en dit nooit sal kry in enigiets van die wêreld nie. Want die enigste iets wat daai leemte in jou hart kan vul is Jesus Christus. Nie drank nie, nie dwelms nie prostitusie nie pornografie nie. Daar is niks in die wêreld wat jou honger vir die Here kan vervul nie. En baie mense het 'n honger en hulle weet nie na wat hulle honger nie en hulle gaan soek dit in al die verkeerde plekke. Maar daar's net een naam. Dis Jesus.
daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Daar's 'n tyd om te saai en daar's 'n tyd om te maai. Daar's regtig. En mense weet nie dat die Here kom nie met 'n geraas na jou toe nie. Die Here wil hê jy moet in stilte sy stem kan hoor as hy fluister. Die Here gaan nie op jou skree wat om te maak nie. Die Here gaan vir jou vra in 'n baie sagte stemmetjie wat om te doen. Hy gaan vir jou sê wat om te doen in 'n baie sagte stem. So ja, dit is my terugvoering op 'n jaar van School of Fire amper. En dit is net om die mense daar buite te wys wat al my testimonie gekyk het op SoftTube. Dit is net om vir julle terugvoering te gee aan my groei en my prestasie. En ek sien uit om nog 'n video binnekort te plaas. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou is ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.